Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Sy guns rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy guns rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy guns rus oor jou lewe en 1000 generaties, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Maar sy guns rus oor jou lewe en 1000 generaties, jou familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Maar sy
Goed familie, vriende, broers en susters. Ons gaan uit Johannes 14 lees. Baie, dink ek, bekende hoofstuk uit Johannes uit. En ons gaan by vers 1 begin, die eerste 19, 20 verse lees. Johannes 14 begin so: Julle moet wees nie, glo in God, glo ook in my. Dis die Here Jesus wat aan die woord is. Hy sê, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarin ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen hy gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle, ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my. Of anders, glo op grond van die werke self. Dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. En as julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie, en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie, dan sien die wêreld my nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. En daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Madeleine, Adriana, en dan al die ander familie, kinders, kleinkinders, broers en susters in die Here Jesus Christus. 'n Begrafnisdiens is daar dat gelowiges troos kan kom soek en kom vind by die God wat hulle aanbid. Dit gaan in 'n begrafnisdiens oor God. As ek Johannes lees, dan lyk dit vir my, is daar twee dinge wat van ons waar is vandag, van almal van ons. Ons deel dit met mekaar. Die eerste ding is dat ons almal is sondaars. Begenadig, ja, die gelowiges, maar tog sondaars. Maar dit beteken voor God is ons gelyk. Ons is gelyk in alles wat ons is. Ons is gelyk wat ons ontsettende afhanklikheid van God betref. Almal van ons het redding nodig. Hierdie saak deel ons almal met mekaar, soos wat ons vanoggend hier by mekaar is. Maar die tweede saak wat ons in gemeen met mekaar het, is die dood. Hierdie ongenooide gas, broers en susters, gaan eendag kom, en hy gaan aan elkeen van ons wat hier is vandag, se deur ook kom klop.
Hy het reeds aan Tannie Erika se deur kom klop. Maar kom sal hy kom, in elkeen van ons deur, en daar kom klop. Want hierdie lewe is eindig, sê die woord vir ons. Ons lewe nie hier op aarde vir ewig nie. Daar is 'n einde daaraan, en die einde is die dood. Die een oomblik is jy daar, volgende oomblik is jy nie meer daar nie. En hoor ons dat iemand te sterwe gekom het, dan skok dit ons. Elke keer maar weer. Partykeer is dit naasbestaanes, partykeer is dit goeie vriende, partykeer is bekende mense, openbare figure. Maar die oomblik as ons hoor iemand het gesterf, dan is dit asof ons so effens tot stilstand geruk word. Want dit is so finaal. Dit is so alles oor, verby. Maak nie saak wat jy doen nie. Al het jy dit ook verwag. Die dood laat ons baie keer sprakeloos. Want wat sê jy nou daaroor? Wat sê jy vir 'n man wat sy vrou sonder voorbehoud ontsettend lief gehad het en dit weggeval het? Wat sê jy vir 'n kind wie se pa of ma sterwe? Of vir 'n ouer wie se kind sterwe? Ons prewel gewoonlik so 'n paar woordjies van meegevoel. Soms vaar ons beter en ons ondersteun mekaar bietjie duideliker en meer doeltreffend. Maar terwyl ons probeer, weet ons, daar is eintlik nie iets wat jy kan sê wat die hartseer, die smart van die ander persoon regtig verlig nie. 'n Mens wens soms dat die Here Jesus maar hier langs jou kon staan en dat hy met die naasbestaanes kon praat. Nou, Jesus is vandag hier langs ons. Natuurlik nou by wyse van Spreuke. Want Johannes 14, wat ons so pas gelees het, sê, Jesus praat hier oor die dood. Hy praat met elkeen van ons oor die dood. Wat meer is, die Here Jesus praat hier oor sy eie dood. Hy deel dit met ons. Johannes 14 is eintlik die begrafnisrede wat die Here Jesus vir homself kom gee het. Die disippels het nie geweet dat dit in wese sy afskeidstoespraak aan hulle is nie. Eintlik het niemand geweet nie. Maar dit was. By naskoue was dit die plek waar die Jesus oor sy eie dood gepraat het. Hy het geweet, sy dood kom sommer baie vinnig. Volgens die geleerdes die volgende dag. En daarom het hy oor sy dood gepraat en so begin, julle moenie ontsteld wees nie, glo in my, glo in God, glo ook in my. Dis hoe hy begin. En dan sê hy vir hulle, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. En as dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het, en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug na julle en neem julle na daai plek wat ek gereed gemaak het, sodat julle kan weet waar ek is. Julle ken die weg. Julle ken die weg na die plek waarin ek gaan. Wat wil die Here Jesus vir sy disippels en vir ons sê? Hy wil eintlik vir hulle sê, vertrou my met julle dood. Vertrou my met julle dood. Wanneer die dood ook voor jou kom staan, moenie ontsteld wees nie, vertrou hom nie. 'n Mens kry so hierdie indruk dat die graf, die dood, vir God nie 'n probleem is nie. Want hy sê dit amper net so terloops, soos wat 'n dokter vir 'n pasiënt sal sê, wat daar voor hom sit in 'n krisis en in angs en in afwagting.
Dan sal die dokter sê, ja, die ding in jou been lyk nou baie sleg, maar ek sal dit gou-gou verwyder. Moenie bekommerd wees, oor 'n week of 2 is jy gesond. Hy sê dit so terloops, maar vir die pasiënt wat daar sit, is dit nie 'n geringe saak nie. Vir hom is dit 'n ernstige saak. Maar duidelik vir die dokter geen groot saak nie. Kom ons gebruik 'n ander voorbeeld. Gebeur dikwels, en julle het waarskynlik ook gedoen, en as jy nog jong getroud is, die kinders nog klein is, of nog kom, gaan jy dit nog doen. Gebeur dikwels dat een van die kinders som op die vloer, of daar op die bank, op 'n baie ongemaklike posisie in die slaap raak. Wat gebeur? Wanneer dit gebeur, dan kom die pa, en hy tel die kind op, en gaan sit hulle in die bed, daar waar dit warmer is, en gemakliker is. Die kind weet baie keer nie eens daarvan nie. Partykeer raak hy so half wakker en protesteer so 'n bietjie. Maar ons neem hulle bed toe, want op daardie oomblik weet ons as ouer wat vir die kind die heel beste is. Doen God nie ook maar so met ons as sy kinders nie? Doen hy nie so met ons wanneer ons tyd daar is om te sterf nie? Draai ons nie ook maar na 'n plek toe waar hy weet beter is vir ons as wat ons tans het nie. Vir God is die dood nooit 'n tragedie nie. Vir hom is die einde van 'n lewe eintlik die begin van 'n nuwe lewe. En ek praat nou van gelowiges se lewens. Verder, wanneer 'n kind nou so ongemaklik aan die slaap geraak het, en ons hom nou bed toe dra, het jy al ooit iemand gehoor wat sê, nee, wag, moet haar nie vat nie, moet hom nie vat nie, ons gaan hom mis. Hou haar asseblief hier, sodat ons by hom kan wees, terwyl hy so ongemaklik slaap. Kom ons sê, dit gebeur wel dat iemand dit sê, wat sê ons? Ons sê, nee, het is baie beter, dat hy in sy bedloop slaap, in sy eie kamer, sy eie bed, lekker warm. Buitendien, jy kan net nou opstaan, dan kan jy vir haar dag en nag sê. Jy kan self sin toe gaan. Met ander woorde, deur ons te roep na sy huis, doen God vir sy kinders eintlik wat enige pa sou doen. Hy voorsien vir ons 'n beter plek om te rus. 'n Plek wat hy vir ons voorberei het. En daarom sê Johannes 14, is die hemel nie 'n plek vir massaproduksie nie. Die Here Jesus sê, nee, ek gaan vir elkeen 'n plek voorberei. 'n Plek waarby en waar binne hy of sy kan pas. Daarteenoor, dink 'n bietjie aan die wêreld. Is die probleem van hierdie wêreld nie dat ons nie behoorlik pas nie? Dit is tydelik vir ons goed genoeg, maar ons sal nie vir ewig hier wil bly nie. Ons sou eintlik saam met God wil leef, waarvan die woord sê, 'n baie beter plek is as hierdie aarde. Ons is eintlik gemaak om ewig te lewe. Maar hier op aarde leef ons net so 'n oomblikie lank. Ons is eintlik gemaak om heilig te lewe, maar hier op aarde is ons bevlek met sonde en met skuld, en ons beklei elke dag hard daarteen. Ons weet, die plek waarheen ons gaan is beter. Ons klou partykeer krampagtig vas aan dit wat ons het. So terloops, broers en susters, ek het al baie gedink dat dit eintlik baie vreemd is, dat die Here Jesus nie baie mense uit die dood opgewek het nie. Hy het honderde mense kos gegee, en het honderde mense genees, maar ek weet net van 3 plekke wat skryf dat hy mense wat dood was, lewendig gemaak het. Die dogter van Jairus, die seun by Nain, en vir Lazarus. Vra ons, waarom so min?
Is dit miskien nie omdat hy geweet het, ek doen hulle geen guns nie? Kan dit dalk wees dat hy nie nog vrywilligers gekry het nie? Kan dit wees dat iemand, as hy eers die hemel gesmaak het, glad nie wil terugkom na hierdie aarde nie? Daarom sê Johannes 14, sê die Here Jesus, vertrou my, ook met jou dood. Ons moet vertrou dat hy nie slegs doen wat die beste is nie, maar ook dat hy weet wat vir ons voorlê. En daarom moet ons hom vandag ook vertrou met die gedeelte van ons lewens waarvoor ons die heel bangste is. Met die dood. Ons hou nie van die dood. Ons wil nie praat oor die dood. Ons wil ook nie kontak maak met iemand wat iemand afgestaan het aan die dood. Ons skram weg. Dit is vir ons vreemd. Dit is vir ons sleg om aan te dink. Ons wil nie daarvan praat nie. Die Here Jesus sê, vertrou God, vertrou my, ook met hierdie gedeelte van jou lewe. Luister gerus na wat Jesaja 57 vers 1 en 2 sê, die gelowige mens kom aan sy einde, sonder dat iemand daaroor dink of verstaan waarom dit gebeur. Die gelowige word uit die ellende weggeneem en gaan na 'n plek waar vrede is. Die wat 'n opregte lewe gelei het, rus in hulle graf. Watter stof tot nadenke is hierdie woord nie, broers en susters? God neem hulle weg uit die ellende wat vir hulle dalk nog sou voorlê. Sou ons daarom ver verkeerd wees as ons praat oor die dood as God se genade? Waarom sterf 'n 8-jarige kind aan kanker? Waarom word 'n jong moeder van haar kinders weggeneem? Waarom val ons naasbestaandes weg in die dood? So verskriklik as die dood ook mag wees vir ons as mense. Is dit nie dalk God se beskerming vir ons teen die toekoms nie? Daarom sê die Here Jesus, vertrou God. Vertrou my, want ek is in beheer. Nie God, wat ons geskep het, sê, ek is in beheer van lewe en dood. En dis ons enigste troos wat ons as gelowiges het, dat ons aan Jesus Christus behoort. Ons behoort aan die God, wat die verlede en die toekoms ewig goed ken. Ons behoort aan die God, wat vir ons 'n ewigheid gereed gemaak het, waarin ons vir ewig by hom kan wees. Julle kinders en die familie, wanneer Paulus vir die Korinte in die gemeente skrywe, dan praat hy juis hieroor. Hy sê vir hulle, die Jode soek wondertekens. Hy sê die Grieke wil alles met hulle kop uitwerk en probeer beredeneer en verstaan hoe werk die goed en wat is die uiteinde daarvan. Maar vir gelowiges sê hy, is die kruis van Christus, die wete dat ons op God kan vertrou elke dag, tot in die dood. Die wete dat ons kan glo dat hy in beheer is, dat hy beter en die beste weet, vir ons is dit genoeg. Ons hoef nie ander vrae te vra nie, of ons hoef niks anders te sien nie. Dit neem natuurlik nie die hartseer weg nie. Dit neem nie die ontsettende gemis weg nie. Maar hierdie wete bring ongekende vrede in 'n ou se hart. 'n Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Die woord sê, dis geloof. Dis geloof. Maar God dan, wat ons so goed ken, en wat sy kinders in sy hand vashou,
veilig daar bewaar in hierdie lewe en hierna, mag hy julle krag gee om op hom alleen te vertrou, ook in hierdie tyd wat dit donker is, wat dit hartseer is, wat jy verlang. Mag hy julle krag gee om so op hom te vertrou, dat selfs die dood nie iets is waarvoor ons vrees nie. Want die dood is nie die einde nie. Eintlik God se genade vir 'n gelowige, die nuwe lewe se begin. Een van die ouens wat ek gelees het, sê dit eintlik baie mooi. Hy sê vir ongelowiges is die dood 'n verskrikking. Hy sê maar vir 'n gelowige is die dood eintlik die hoogtepunt van jou lewe. Dis die deur wat voor jou oopgaan en waar jy die ewigheid instap saam met Christus vir ewig. Al klink dit vir ons baie vreemd. Maar dis wat God sê. En ons weet tog dat God beter weet as ons, dat God ook die beste wil vir sy kinders. Mag hierdie God julle in sy hand neem. Mag hy julle troos. Vir die disippels wat hartseer was, wat verward was, sê die Here, ek stuur vir julle iemand. Julle gaan nie weeskinders wees, ek stuur vir julle iemand wat vir ewig by julle kan wees, naamlik die trooster, die Gees van God. Mag julle in hierdie dae ervaar dat hierdie trooster julle onderneem, dat hy julle dra, die woord oopmaak sodat ons besef, eintlik wil God vir sy kinders net die beste. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Here, ons dink en praat min oor die dood, en as ons dit 'n keer doen, Here, dan is dit half met vrees in ons harte, onsekerheid. Want soos iemand eendag gesê het, ons weet nie wat wag nie. Ons was nog nooit voorheen dood nie. Dit is vir ons vreemd, die gedagte. Tog sê die woord dat gelowiges mag weet, Christus berei vir hulle 'n beter plek. Christus kom weer om sy kinders te neem vir ewig by hom. Gelowiges mag weet, in hierdie lewe troos Christus ons by elke krisis, maar ook in die dood. Is hy teenwoordig, is hy oorwinnaar, weet hy vir ons die beste. Dit troos ons in lewe en dood, dat ons aan Jesus Christus behoort. Ja, hy was ook mens, met sy lewe te betaal, juist sodat ons 'n nuwe lewe by God kan kry. Dankie daarvoor, Here. Ons vertrou ook vanoggend, Here, dat U hierdie familie in die hand sal neem en in hierdie tyd naby hulle sal beweeg as die ewige God, die God wat heers oor lewe en dood. En dat hulle troos sal vind daarin, al is ons moeder, ons ouma, ons vriendin weg, kan ons nie meer praat nie, kan ons nie meer sien nie, kan ons nie meer kuier nie. God se troos is by my. Sy Gees woon in my. En hy troos soos geen mens woord kan troos nie. Hy gee vrede in ons hart, vrede wat die verstand te bowe gaan. Neem hulle dan elkeen, Here, en stap in hierdie dae wat volg naby hulle, wees by hulle, troos U hulle, Here, soos U alleen dit kan doen. Dankie vir die woord, Here, wat oor baie duidelike terme praat, met duidelike terme praat oor die dood. Dankie dat hierdie woord, Here, ons ook as gelowiges troos, en dat ons nie hoef te vrees vir die dag, as ook ons kop neerlê nie. Dankie dat ons kan weet, Here, vas en seker weet, daarna is ek by God vir 'n ewigheid.
Wees dan nou, Here, met ons. Ook wanneer ons graf te beweeg. Ons weet, Here, dis baie moeilik daar, afskeid te neem. Die emosies loop baie keer oor. Maar ons vra, Here, wil U in die groot genade ook daar U hand om ons sit, en wil U ons daar dra. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Familie, vriende, ons gaan nou so 'n geleentheid gee. Marlijn wil 'n paar woorde sê, iets van Hildeblyk, Jimmy wil 'n paar woorde sê, en as enige iemand van julle na hulle iets wil sê, bydra wil lewer, asseblief, neem vrymoedigheid, en dan moet jy net vorentoe kom, daar na die kateder toe, en dan kan u woorde daar sê. As hulle klaar is, gaan ek Piet vir jou vra, om dan na vore te kom en die bedankings te doen, en ook dit wat jy graag wil voordra, natuurlik die geleentheid te gebruik. Daarna gaan ons die draer se name uitlees, gaan ons luister na 'n musiekstuk deur Celtic Woman. Hulle sing vir ons Nader met God by U, en dan gaan ons die seën van die Here ontvang. Dan is ons verrigtinge hier klaar, en wanneer ons dan hier klaar is, gaan ons uitbeweeg na die begrafplaas, en daar sal ons dan 'n ander programmetjie volg. Gaan nie nou daarmee bemoei nie, as daar kom sal ek vir sê wat daar gaan gebeur. So kom Marlijn, asseblief. Ek wil eerstens net baie dankie sê vir almal wat gekom het om die laaste eer aan my ma te betoon. Dit is my baie bittersoet dag. Vandag, 52 jaar gelede, is ek net hier in die straat afgebore. In die Goggas kliniek, wat vernoem is na my oupa Grootjie in Wadeberge. Was die eerste baba wat daar ooit gebore is. En ek dink almal vandag hier het al een of ander tyd, of jy daarin glo en of jy al iets gewen het en of jy daarvan hoor, maar almal praat altyd van as ek eendag die lotto wen. Of ek wens ek slaan die jackpot, of wanneer tref jy geluk my? Nou, 52 jaar gelede het ek die lotto gewen. Ek dink alles kinders het die lotto gewen. Daar was nie geld betrokken. Daar was alles betrokken. Daar was liefde betrokken. Daar was kos betrokken. Daar was omgee betrokken. Daar was gesond maak betrokken. Daar was verskriklike harde werk. En my lotto geld het nooit opgeraak. Dit het nooit opgeraak. Ons hoef nooit te gesmeek het vir liefde nie. Ons hoef nooit te gebek het vir geld nie. As hy geld gehad het, het sy het vir ons gegee. Ons het altyd die lekkerste kos gehad. Ons het ongelooflik maak gehad. En op die 22ste Februarie hierdie jaar het ons lotto uitgeloop. Ons het nou net daar herinneringe, maar die lekker ding is, sy het die lotto gewen. Sy het op die 22ste Februarie die jaar die lotto gewen, waarvoor sy so hard gewerk het. Sy het aan God dag en dag gedien, om hierdie lotto te kon wen. En haar lotto gaan nooit uit haar keer. En daarvoor sê ek dankie. En ek het gister gewonder, hoekom kry ek soveel boodskap en hoekom bel soveel mense en hoekom het almal my ma lief gehad en wat het my ma regtig gedoen? Ek het iets raak gelees wat ek in Engels gaan lees.
If you want to make a difference in someone's life, excuse, you don't need to be gorgeous, rich, famous, brilliant, or perfect. You just have to care. En dit sê baie van my ma. Want ek dink sy het nie een van die bogenoemde gehad het, behalwe dat sy omgegee het. Vir ander mense maak nie saak vir wie nie. Ek wil net in persoonlike kapasiteit baie dankie sê vir 'n paar mense. Ek weet Piet gaan miskien van dit herhaal. Ek wil vir Julia en Karel dankie sê. Wat vir meer as 25 jaar altyd daar was. Ek dink hulle het 'n baie groot ma vandag verloor. Dankie dat julle altyd daar was en naby was, wanneer ons ander nie daar was. Vir Jimmy dankie sê, dat weer eens sy ouma die op toe te vat het. Dat weer eens sy ouma sy lijk vervoer het. Dankie Jimmy. Dankie Diana vir alles wat jy gedoen het met die slideshow, vir al die moeite. En dan wil ek dankie sê vir al my vriende wat vandag hier is. Ek het 'n ongelooflike vriendekring. Ek het vir Aldo wat daar sit uitgewerk. Ons is 29 jaar vriende. Ek was daar die dag toe my pa dood is vir my. En ek was daar die dag toe my ma dood is vir my. En hy is vandag weer hier. En dan wil ek baie dankie sê vir Joris. My ma sou gesê het, hy is my kerel. Hy is my kerel. Dankie dat jy so baie vir my ma omgegee het. En dat jy so baie vir my omgegee het in die tyd wat ek moes my ma opgee. Dankie. Goeiedag aan die mense wat ek nog nie gegroet het vandag nie. Ek waardeer almal wat hier is vandag verskriklik baie. Ek weet jy is mense wat vandag hier wou gewees het dat jy kon nie, maar waardeer almal se boodskappe en alles verskriklik baie. My ouma, ja, as ek een woord kan opkom as ek aan haar dink, is dit sondeloos. Ek meen, my ouma sal nooit iemand wou ingeloop het, nooit niks gedoen het. Sy het elke liewe aand voordat sy loop stort het sy Bybel gelees en gebid. Maak nie saak waartoe sy gegaan het. Sy was altyd die getrouste mens wat ek nog in my lewe gesien het as dit by Bybelstudie kom en die Here te dien. En ek dink alles waar mense die meeste kon gesien het was, sy was vreesloos. Ek wens ek was so vreesloos soos my ouma gewees en sy was so vreesloos omdat sy so na aan die Here was. Want sy het geweet die Here is daar vir haar en sy was letterlik vir niks bang nie. As daar 'n slang in die jaard is, want ek nog gehardloop om 'n geweer te loop, as ek buitekant kom, my ouma klaar die slang met die swart sambok doodgeslaan. Ek meen, sy het vir niks teruggestaan nie. As jy vir haar iets gevra het, dan het sy dit 10 keer meer gedoen as wat jy vir gevra het. As jy vat, ouma, ek gaan nou weer terug Kaap toe, onder toe ek soek 'n rommes bakkoekies. As ek daar kom, dan is daar 5 rommes bakkoekies. En dis ook so lekker lyk vandag, maar want die kos wat sy ook gemaak het, was altyd die lekkerste. As ek daar skaaploop werk het, of wat ook al, en ek kom in die middag daar, sy het my hanteer asof ek 'n koning is, kos, gesorg dat ek iets het om te drink en alles, en dit was die mens wat my ouma was. Maak nie saak of dit 'n wildvreemde mense so daar kom inloop het, my ouma sal almal ewe goed hanteer het.
En weer eens, dit was omdat sy so na aan die Here was. Mens wonder ons altyd, as iemand oorlede is, was hulle lewe goed genoeg? Nou, ja, ek is doodseker. My ouma sit daar langs soos almal se liewe vader daarbo, en ek is doodseker. My pa sit daar langs so bo by ons vader. Ek wil net vir almal weer eens dankie sê, ek gaan nie name noem of so nie, van voordat ek gebore is, mense die jaar ken al 30, 54 jaar. My ouma het oorlede is 'n baie groot stuk uit Bogga se geskiedenis, wat nou, maar my ouma sal nooit vergete wees, die vreeslose vrou wat vir God gedien het. En ja, my ouma sal altyd gemis word, dink ek, in die gemeenskap. En soos Madeleine sê, ons was baie bevoorreg om so ouma te kon gehad het. En ek sal altyd oneindig lief wees vir haar. En ek gaan daai rooi kalarie grond verskriklik baie mis. Ek wil graag begin by Madeleine liewer, en Adriana. As dogters wat op 'n plaas groot geword het, glo ek, julle ken die absolute verwardheid en hartseer van twee kykens wat van hulle ma geskei is. So ons hart gaan uit na julle vanmôre, en al wat ek kan sê is, ons hemelse Vader weet wat pyn is. Ten minste het dit hom sy seun gekos, ter wille van ons. Maar hy beloof ook, dat hy alle trane afdroog, en die pyn sal heel. Ek wil baie dankie sê vir die voorreg wat julle my gun, om vanmôre self ook iets oor hierdie besonderse moeder van julle te sê. Sy het altyd gesê, as jy haar vra, of sy nie bang is om so alleen te bly nie, dan sê sy, hoekom sal ek? Hy sorg en waak oor my. Vriende, in die week het ons 'n WhatsApp groep boodskap gekry wat sê, aangehaal uit 'n gedeelte uit die Bybel wat, mag ek sê, en ek sê weer no offense, soos die Engelsman sê, maar wat glad nie van toepassing was op ons hemelse Vader. Dit het daarop gewys dat daar is 'n telefoonnommer wat ons nou glo met Jesus kan in verbinding kom. Ek is hartseer om dit te sê, maar ons degradeer die God wat ons aanbid. Gelukkig, baie gelukkig, het Tannie Erika, en ek glo baie van ander van ons, die God van Psalm 139 geken. En nie sal my verdra, as ek vanmôre oor hierdie God 'n paar aanhalings maak. Sorry, ek weet nie wat jy bedoel nie. Ek moet van optel. Kan jy nie hier kom sê asseblief, ek kan jy nie hoor nie. Sorry, ek het gevra aan die begin. Ek haal vir u die God van Psalm 139 aan. En ek glo dat sal elkeen van ons harte raak, maar ook 'n geweldige versekering gee, dat dit die God is wat ons aanbid, en nie 'n WhatsApp God nie. Ek hou vir u voor, verdra my asseblief. Here, u deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, en u is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of u, Here, ken dit, geheel en al. U sluit my in van voor en van agter, u lê u hand op my, om dit te begryp,
is te wonderbaar vir my, te hoog, ek kan daar nie by nie. Waar sou ek heen gaan van die gees, en waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar, en kyk hoe van toepassing, en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, en dan gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou U hand my lei, en die regterhand my vashou, en as ek sê, mag tog net duisternis my oorval en lig nag wees, tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie. En nag gee lig soos die dag. Die duisternis is soos lig. Dit, my liewe vriende, is die God wat ons aanbid. Hy het nie 'n telefoonnommer nodig nie, want hy is alomteenwoordig. Hy is hier vandag teenwoordig. Hy was daar verteenwoordig waar tannie Erika haar kosie gekook het, daar waar sy vanaand gaan slaap het, daar waar sy vandag beweeg en met haar hondjies praat ensovoorts. Dis die God wat ons aanbid. Nie 'n God wat 'n telefoonnommer het, dit hoort by 'n afgod. Soos Elia gesê het, toe hy met die Baalpriesters gespot het, roep 'n bietjie harder, miskien slaap hy, of dalk het hy julle nie gehoor nie, ons aanbid nie so God. Iemand het eendag gesê, as jy wil weet of iemand 'n Christen is, kyk hoe sy of hy hulle diere behandel. Ek kan nie vir 'n beter voorbeeld gee as daai fotootjie wat daar op die orgel staan nie. Dit was tannie Erika. Haar diertjies was soos haar eie kinders. Ons wat met skaapwonde werk elke dag weet wat sy bedoel. Ek is doodseker daarvan dat koning Salomo tannie Erika as 'n model gehad het, toe hy die vrou van Spreuke 31 beskryf het. Ek haal slegs vir die een aan. Wie sal 'n deegsame vrou vind, want haar waarde is ver bo morale. Dit was tannie Erika. As iemand my sou vra, wat is 'n gepaste grafskrif vir haar, dan sou ek sê, die, met die klem op die juweel onder al die juwele. Dit was tannie Erika. Ons het baie by haar gekom met wijksbijeenkomste en huisbesoek. Dan kroon daai tafel onder al die kos en dan maak sy verskoning dat die kos so karig en onaantreklik is. 'n Vrou wat kon werk. Ek dink die van ons wat haar ken, uit die tyd van die karkoel, wat ons nog lammetjies besleg, het haar 2 hande nooit stil gestaan nie. So weer eens baie dankie Madeleine en kan ek nou nie op die naam gekom Adriana vir die voorreg. Die bedankingslys soos volg. Ons dank ons Hemelse Vader vir 84 jaar so goeie lewe. En ek glo ons as gemeente net so gedeel daarin. Dis nie net dat die woord sê 70 en as ons baie sterk is 80 nie. So tannie Erika was, as ek so mag sê, 'n blou oogkind van ons Hemelse Vader. Want sy het 84 jaar gekry. Ons wil ook graag met dankie sê vir Karel en Julia vir 31 jaar van elke dag se bystand. Aan Jimmy en Karel wat daar winter toe gejaag het, Dr. Pretorius van Mariendal vir sy bystand, die dokters en personeel van Lady Bohamba, vir dienste wat hulle gelewer het, almal se gebede en belangstelling sedert sy gehospitaliseer was. Aan Nikki, Leah en Penny, haar versorgers wat met liefde en deernis van dag 1 tot die einde toe haar bygestaan het. Die Riska Liebenberg, wat bereid was om ma Erika in haar huis te neem
en tot 3 maal op 'n dag kom inloer het. En natuurlik aan Frikkie, haar man, wat bereid was om haar af te staan hiervoor. Ons moet 'n gedagte hou, hy is nog jong getroud. Dominee Liebenberg vir sy dienste, ons waardeer Gerard. Jammer, ek weet nie vanmôre so goed kon hoor nie, maar ons weet wat jy bedoel het. Sari, neem aan, dit is die vrou wat ons so mooi versorg het by die kerk en alles. Baie dankie ook vir jou hulp. Jimmy en Adriana, wat by ons ma was tydens haar heetgaan. Van funerals, vir hulle ongelooflike diens op kort kennisgewing. Jammer, hulle was vanmôre laat. Tahiti by die verversings, Ooplots, vir hulle beseel wat hulle beskikbaar stel. Bossie, maar dit is 'n bediende van die Erika, wat ons ma bygestaan het, sedert haar eerste beroerte en nog steeds die huishouding hanteer. Die familie sê baie dankie aan Madeleine, wat daar vir ma was, toe sy in die hospitaal en in Owens Valley versorgingseenheid was. Dankie ook vir al die finale reëlings wat met soveel sorg gedoen is. Almal wat moeite gedoen het. Ek dink nie, as ek mag sê, dis moeite om die laaste eer aan so 'n formidabele vrou te kan bewys nie, maar goed. Almal wat moeite gedoen het om uit Suid-Afrika en ver te kom. Elkeen wat hier is vandag om die laaste eer aan Tannie Erika te bewys. Antiana Bideman, vir klank, slideshow en ander reëlings ons waardeer. En dan het Madeleine verskoning gemaak van 'n laat bedanking wat hulle ongelukkig vergeet het. En dit kom van 'n broerskind, Pieter Saas, as ek reg het. My liewe Tannie Erika, wat 'n voorreg was dit om my tannie te kon noem. Min het ek geweet dat laas jaar se besoek die laaste een sou wees om Tannie te sien. Vandat ek kan onthou, was Tannie altyd hardwerkend. Elke keer as ons daar gekom het Tannie vloere geskrob, skaap geslag, brood gebak, lekker koekies gebak. Waar sal 'n mens so iets kon verbykyk? Tannie Erika was altyd nederig, en dit kan ek ook bevestig. Tannie was onvervangbaar. Mag Tannie in vrede rus. Ek dank u. Ek gaan nou die draer se naam uitlees. Ons dan nou die seun klaar ontvang het van die Here, dan moet julle toe kom en dan die kus laat uitbeweeg. Terwyl hulle dan met die kus besig is, die familie eerste agter die kus aan en dan broers en susters staan ons. As hulle uit die kerk het is, dan kan ons uit die kerkgebou beweeg. Goed, die draers wat gaan optree by die graf is Jimmy Faber, kleinseun van Tannie Erika, Karel Sass, 'n broerskind, Adriana Tron, 'n dogter, Marlene Houg, 'n dogter, Karel Sass, 'n neef en ook Houg Du Plessis, kleinseun. Hulle sal dan die kus vir ons by die graf hanteer. Ons gaan nou luister na 'n lied deur die Celtic Women, Nader my God by U. Lied 512 in ons eie liedboek. Kom ons sit rustig en luister daarna.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to feel, and grace my fears revealed. Oh, precious day, that grace of you. The hour I first believed. You many dangers, toils, and snares we have already was grace that brought us safe thus far, and grace will lead us far, and grace will lead us far. This light from now I see. Jammer ek het die titels 'n bietjie verkeerd omgehad. Dis natuurlik Amazing Grace, nie nader my God by U nie. Ek wil vra dat u staan, broers en susters, ontvang die seën van die Here en dan bly staan. Die draers gaan vorentoe kom. Die kus uitbeweeg en vra die familie om eerste saam met hulle uit te beweeg. Die God waarvan ons gepraat het en waaroor ons gepraat het in Johannes 14 is natuurlik dieselfde God wat ook nou vanaf verder ons in die lewe gaan, ons lewe steeds in sy hand hou en ons vertrou hom dat hy elke dag vir ons sal lei en sal troos. Kom ons ontvang sy seën en ons gaan lewe dan met hierdie vrede
wat die Here in ons harte werk. Die Here sal elkeen van julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen van julle sal hy sy vrede gee. Amen. Ons staan vandag hier by die graf van Tannie Erika, dalk met 'n swaar en hartseer gemoed, want dit is vir ons as mense altyd moeilik om afskeid te neem, finaal afskeid te neem van iemand vir wie ons lief was. Maar in ons hartseer kom gee die Here self vir ons sy troos en sy bemoediging. Hy het beloof dat hy ons smart sal verlig, dat hy ons met sy liefde en krag sal bystaan en verder met ons die lewe sal ingaan. Waar ons nou gekom het om die liggaam van Tannie Erika te begrawe, bou ons op die woorde van die Here Jesus wat gesê het, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Ook het die Here Jesus verklaar, moenie bang wees nie, ek is die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in ewigheid. En ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Omdat Jesus self uit die dood opgestaan het en lewe, sal ons wat glo ook uit die dood opstaan en saam met hom lewe. Jesus het met sy opstanding die dood oorwin en daarom treur ons vanoggend wel, maar ons treur nie soos mense wat geen hoop het nie. Daarom is dit juist hier by die graf nodig om mekaar weer te herinner aan wat ons glo en wat ons hoop. Kom ons bely ons geloof ook hier langs die graf. Ons geloof in God wat ons lewens in sy hande hou. Kom ons doen dit bidend in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelê het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy weer sal kom hierdie keer om te oordeel oor hulle wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges,
die opstanding, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en ook in 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, deur die dood roep God die ongelowige tot bekering, maar hy roep ook sy kinders tot nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom, wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. En daarom kan ons saam met Paulus sê, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterf, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan nou lewe, en of ons sterf, ons behoort aan die Here. Omdat ons weet vanoggend, dat die dood ook op ons wag, laat ons God bid om ons te leer, om ons daar so te gebruik en wysheid te bekom, dat ons die kosbare tyd wat nog oor is so sal bestee, dat alles wat ons doen, tot verheerliking van hierdie God sal wees. Aan hom kom toe al die eer en die heerlikheid, tot in al die ewigheid. Kom ons bid saam. Hemelse Here, ons vier vandag dan die Erika se lewe. Sy het lank geleef, haar lewe het baie mense geraak. Haar vingerafdrukke, Here, word die lewe verder ingedra deur die mense wat haar goed geken het. Dankie vir haar lewe. Dankie vir die voorbeeld wat sy was. Dankie Here, dat ons die voorreg gehad het om haar te kon ontmoet en 'n entjie van die pad saam met haar te loop. Here, hier by die graf, kom ons finaal aan die einde van hierdie pad. En bid ons Here, dat U elkeen wat vanaf hier verder gaan, aan die hand sal neem en sal begelei. Here, wil U vir hierdie familie goed wees in die troos en in die liefde en in die genade. Loop saam met hulle die pad verder, Here. En daar waar hulle U nodig het, gee dat hulle seker sal weet, die God van hemel en aarde het ook vir my aan die hand. Here, as ons hiervandaan verder gaan, wil U hulle wat op pad sal gaan, 'n ver reis, wil U hulle veilig bewaar, gee dat hulle reis ook, Here, aangenaam sal wees. Dankie Vader, dat ons weet, U gaan saam met ons. Ons eer U, Here, daarvoor. Amen.
wonder soms hoekom dinge moet gebeur. En ek weet jy het baie vrae en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlang onthou, ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou